Elke kind van die Here het stars. Elke kind van die Here en die servant van die Here het angels rondom hom of haar. Angels en die stars is geskrywe in die Revelation. En soms as jy agterkom as jy so maak, daar is rondom iets. Soms is dit die angels. Maar op die angels en die stars sal ek ander dag 'n video maak. Ons fokus in hierdie video op die elements wat u as 'n kind en 'n servant van die Here het. Yes, elke persoon het elements. Goeiedag geliefdes in Christus. So daar is 4 elements. Die eerste ene is die earth, die tweede ene is die water, die derde ene is die vuur en die vierde ene is die air. Daai is die 4 physical elements wat aan kind van die Here behoort, wat aan die servant van die Here behoort, wat net gebruik word van die kingdom of darkness, en dan weet hy mense hoe om al hierdie dinge, hierdie elements te gebruik, wanneer hulle bid, wanneer hulle iets maak. Maar in Genesis het die Here vir ons al gesê, ek gee vir julle dominion oor alles in hierdie wêreld. So hierdie elements behoort aan die kind van die Here. Einde van die video sal u gaan uitvind, okay, ek het 'n element en hierdie element is die vuur en miskien die fire. Soms sal een persoon 2 het, soms sal een persoon 3 het en soms sal een persoon net 1 het. Hang af hoe spiritual alert is ek, hoe spiritual sensitive is ek om in die realm of the spirit dinge te doen en in die Christelike dinge belangstel en so aan. Prys die wonderlike naam van die Here. Kom ons gaan 'n bietjie dieper in met die help van die Holy Spirit. Eerste begin ons by die earth. Die element earth is geskrywe. Hoe begin dit? Genesis 2 vers 7. Dat het daar al gebegin. Amen. En hoe weet ek dat ek 'n persoon is van die element earth? Wanneer u altyd benoud raak om uit te gaan, by die kant waar daar veld is. Wanneer u wil in die veld gaan, wil bid, wanneer u wil in die veld ingaan, daar waar klompie bome is, jy wil net in die veld wees. Karop narasitori, apostoletjie, karop narasitori, profetieke as, jy kry dit in jou gees in. Dis daar waar jy moet gaan en gaan bid. Dan is die element earth aan u gegee. Amen. Die tweede element is water, wat ons bietjie moet ingaan. Geskrywe in John 7, vers 37. Baie verse is daar wat oor die water gaan in die Bybel in. Hoe weet ek dat element water aan my behoort? Wanneer u wil bid, of wanneer u benoud voel, al gaan huiltjie in die shower in. Jy gaan in die shower, dat die water loop op die liggaam, body, mind, soul en spirit. As u uit die shower uitkom, of uit die bad uitkom, terwyl u in die bad sit, dan bid jy ook, terwyl jy in die water is, dan bid jy. Verkieslik sal u die gevoel kry, as jy in die groot water gedoop is, en jy kom uit die water in die spirit, dan voel jy baie close aan die water. Jy kry mense ook, wat soms die water in die glas gaan tap, en dan drink hulle die water, dan bid hulle op die water en drink hulle. Dan voel hulle baie skoon daaruit. Dan is die water element aan u gegee. U se gebed moet daar deurgaan. Wanneer u die water ingaan, dan gaan sommige vullis af. Soms gaan sien u ook die water in die drome en in die vision. Dan moet u baie bid as die water element aan u behoort in die water. So as u iemand is wat van water is, dan moet u baie meer bid. In die shower, in die bad of met die water, dan voel jy baie lig in jou siel en spirit. Dan is die element water aan u gegee. Die derde element wat ons bietjie dieper moet ingaan is die vuur. Ons praat van die vuur van die Heilige Gees. Ons praat van die vuur van die Here. Hebreërs 12 vers 29, daar is ook baie verse wat die vuur betref. Hoe weet ek dat ek 'n element van 'n vuur is? Wanneer u miskien bid en jy sit 'n kers op, dan sien jy die vuur. Wanneer jy so ry vroegoggend, dan sien jy 'n vuur wat daar gebrand word, waar hulle miskien iets maak dan, maar jy kry iets in jou liggaam in, wat vir jou so lekker laat voel. Wanneer jy 'n vuur maak by die huis, sien jy die vuur, en dan voel jy weer beter. Jy kry soms die vuur gevoel op jou liggaam wanneer jy bid. Wanneer jy bid op jou knie, dan kry jy die vuur op jou. Dan is die element vuur aan u gegee. Amen. So wanneer u onder die lig sit en bid, onder die kerslig ook sit en bid, kry jy die vuur gevoel. Dan behoort die element vuur ook aan u. Dan is u 'n element. Dan is u 'n element van vuur. Amen. Dan is u die element van vuur gegee. Waar jy ook sal dans en dan voel jy die vuur van die Here op u liggaam. So as jy bid, voel jy die vuur van u liggaam. As jy die vuur sien,
sit en bid onder die vuur, dan voel jy die vuur van die Here. Element 4 behoort aan u. Amen. Die laaste element is die lig. Die lig daar by die kind. Die E. John 3 vers 8. U sal ook daar gaan bietjie lees. Al hierdie dinge, al hierdie elements is gemaak van die Here. Nou hoe weet ek dat die element E aan my behoort? Wanneer jy in jou huis sit en bid hier daar, dan voel jy so, niemand, my gebed gaan nie deur nie. Kom ek gaan in die E, kom ek gaan in die op en E uit kan, kom ek beweeg daar uit, en soos jy daar miskien stap van jou huis, 'n treetjie wandel toe, dan begin 'n bidjie, jy begin 'n bid toe, dan voel jy, bietjie, of heel alright, aan die liggaam, mind, body and spirit, dan is u 'n servant of 'n kind van die Here, wat van die E hou, dan is u die element van die E gegee. Van waar u gaan sit en bid in die huis, dan voel jy baie benoud, iets keer, of hierdie keer is gemaak van die enemy, omdat u al daar bid. Maar wanneer u gaan voel, kind van die Here, om daar buitekant wil uit te stap, soos jy stap, dorp toe, soos jy waar stap, dan loop en bid, en jy praat en bid, dan hou u van die E, dan is u die element van die E. Nou my broer en my suster, nou moet u vir u vra, is ek 'n element van 'n water en earth, is ek 'n element van 'n fire en air, waar behoort ek? En daai wat u gaan uitgevind het, dis daar waar u gewoonlik moet bid, wanneer die lewe vir u druk en gee, wanneer dit voel, dis 'n storm hierdie kan, al 4 hoeke, kom na my toe, jy hou vas hierdie kan, dan voel jy hier gaan iets uit na jou toe, of hier kom iets uit na jou toe, dan moet u kyk, en vir u gaan vra, en sit en sê, ek is ons 'n element van 'n vuur, kom ek brand my kersie en sit en bid, ek is ons 'n element van 'n water, kom ek gaan in die water in, en gaan staan en bid, so gaan die dinge af, so kyk nou watter ene is u element, en bid self daarin, humble yourself, and I will lift you up, sê die Here, humble yourself, self, op die knie kom, en bid, al gaan u toe, en daar is niemand in die veld nie, gaan nie daar so, en dan bid jy, dis die element wat aan u behoort, aan die Here, vir elke kind van die Here, en die servant van die Here gegee het, amen, prys die wonderlike naam van die Here, amen, remain blessed.